Lig op lig, Maloti FM 97.1, 'n program waar ons ondubbelsinnig die woord van die Here verkondig en verklaar, net soos ons dit hoor, begelei deur die leiding van die Heilige Gees. Ons wil graag hê die luisteraars moet ons saam luister, krities ook. As julle saamstem, laat ons weet. As julle nie saamstem nie, laat ons ook weet. Ons wil graag hoor, wat sê julle? Wat hoor julle vanuit die skrif van die Here, gelei deur die Gees? Wat sê die Here vir julle oor sekere omstandighede, sekere dinge, ja, in die lewe, in die wêreld rondom ons? Wat met jou gebeur of moet gebeur? Ons weet die skrif het altyd hierdie twee dimensies. Die een is 'n dimensie vir nou, wat nou moet gebeur. Ook die dimensie van wat in ewigheid kan en moet gebeur. Die tweede is, ons altyd twee dimensies ook oor die mense van die Bybel. Die een is vir jou persoonlik nou, hier, nou, 'n boodskap. Elke woord van die skrif, weet ons, is vir nou, vir my gegee om nou volgens te leef. Maar dan ook is daar 'n perspektief van vorentoe. Selfs ook van agtertoe kyk, maar kom ons praat vandag oor die vorentoe kyk. Wat moet gebeur? Wat gaan gebeur? Wat sê die Here in sy skrif, vir my persoonlik dan eerstens, maar ook dan vir kerk, die samelewing, die land, die wêreld rondom my. En natuurlik, hoekom daardie boodskap uit is, net deur my en jou toedoen, deur die woord van die Here te verkondig. Dit is dan ook sy groot opdrag in die Nuwe Testament. Gaan heen, maak disippels, verkondig die evangelie, van hier tot daar, tot aan die uiteindes van die wêreld. So sê die Here vandag nog vir ons, moet nie skroom om die woord van die Here, die evangelie van die Here te verkondig nie. Dit alles gesê, vandag ook is dan die 4de Lydenssondag. Nou dit beteken die 7 weke voor Goeie Vrydag. Die 4 weke se Sondag voor Goeie Vrydag is die 7 Lydensweke. So 7 Sondag voor Goeie Vrydag begin die eerste Sondag en as die 7de, 6de, 4de, 3de tot by die eerste Lydensweek, dan die Sondag voor Goeie Vrydag. Vandag is dit dan die 4de van hierdie weke in ons kerkjaar. Ons 'n bietjie meer die lig laat val op die lyding van Christus. Hoe en wat hy kom doen het, hoekom hy kom doen het, en wat hy vir ons geleer het, natuurlik. So, binne 'n paar minute gaan ons ook verder luister na iets van hierdie tyd van lyding wat ons herdenk in ons kerklike jaar. Vandag dan die 4de Lydenssondag, wat ons aftel tot by die eerste een, natuurlik die Sondag voor Goeie Vrydag. Oor 'n paar minute meer hieroor. Volgend lees ons 'n gedeelte uit Johannes hoofstuk 7, vanaf vers 12. Jesus sê dat hy weggaan. Die Fariseërs het gehoor wat die mense oor hom fluister, en hulle en die priesterhoofde het wagte gestuur om hom gevange te neem. Jesus sê toe, nog net 'n kort tydjie is ek by julle, en dan gaan ek terug na hom toe wat my gestuur het. Julle sal my soek en my nie kry nie, want waar ek dan is, kan julle nie kom nie. Toe sê die Jode vir mekaar, waarheen sou hy van plan wees om te gaan, dat ons hom nie sal kry nie? Hy is tog seker nie van plan om na die Grieksprekende Jode in die buiteland te gaan en die Grieke daar te leer nie? Wat bedoel hy met die woorde, julle sal my soek en my nie kry nie, waar ek dan is, kan julle nie kom nie. Vers 17.
strome lewende water. Op die laaste dag, die groot dag van die hittefees, het Jesus daar gestaan en uitgeroep: as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Die een wat in my glo, is dit soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Hiermee het hy na die Gees verwys, want die mense wat tot geloof in hom kom, sou die Gees ontvang. Die Gees was nog nie uitgestort nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Vers 40. Meningsverskil oor Jesus. Party van die mense wat hierdie woorde gehoor het gesê, hy is werklik die profeet. Party het gesê, hy is die Christus. Maar party het gesê, die Christus kom tog nie uit Galilea nie. Die skrif sê mos, die Christus kom uit die nageslag van Dawid en uit Bethlehem, die dorp waar Dawid was. Daar was toe verdeeldheid oor hom onder die mense. Party van hulle wou hom gevange neem, maar niemand het dit gedoen nie. 45. Die ongeloof van die Joodse leiers. Daarna die wagte na die profeet, hoofde en die fariseërs toe teruggegaan, en die het vir hulle gevra: waarom het julle hom dan nie gebring nie? Die wagte het geantwoord: nooit het iemand gepraat soos hierdie man nie. Die fariseërs het toe vir hulle: is julle tog nie ook mislei nie? Het een van lede van die Joodse raad miskien in hom geglo, of een van die fariseërs? Nee, dit is net hierdie klomp vervloekte klomp mense, wat nie ons wet ken nie. Nicodemus, wat voorheen na Jesus toegekom het, en wat een van hulle was, sê toe vir hulle: volgens ons wet, kan ons mos nie sommer iemand veroordeel, sonder om eers sy kant van die saak te hoor, en vast te stel wat hy doen nie. Hulle sê toe vir hom: jy kom tog nie ook van Galilea af nie. Ondersoek die skrif, en jy sal sien, dat God niemand wat uit Galilea kom, as profeet roep nie. Johannes hoofstuk 7, tot by die einde van die hoofstuk. Die gedeelte, baie duidelike geskille, tussen die mense, tussen die skrifgeleerdes, oor wie Christus is, wat hy beteken, wat hy moet doen. Maar dan ook iemand soos Nicodemus, wat tot ander insig gekom het, wat met hom gepraat het, en weet dat hier nie net met 'n gewone man te doen, wat hy nie net 'n gewone man is nie. Hierdie gedeelte wys vir ons duidelik: Jesus is die Christus. En dat mense dit weet, maar tog nie wil aanvaar nie. Waarskynlik ook omdat 'n groot deel van die leiers dit nie wil doen nie. Maar die mense weet. Baie keer doen die leiers sulke dinge, dat hulle voorbeeld stel wat nie reg is nie. Kom ons kyk in ons lewe, laat ons die regte voorbeeld stel, daar waar ons 'n leier is. Miskien jou gesin, of by die werk, of by die plek waar jy ontspan. Kom ons leef die regte voorbeeld uit. Kom ons doen dit teenoor ons familie, ons gemeenskap en ons land. Dat nooit ontrou sal wees nie. Dit is nie altyd maklik nie, want baie keer is die wat bo ons weggestel het, van ander opinies. En ons is geneig om maar liewer te stil te bly, waarskynlik, of om maar saam te gaan met die gesprek. Ons sien in hierdie gedeelte dat dit telkens 'n uitdaging is om die regte dinge te sê, te doen, te dink, op te tree. En daarom, vir hierdie week, elke dag wat voorlê, mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, elkeen van julle wees en bly tot in ewigheid. Amen.